Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Ons fokus vandag op die moeilike situasies en die krisistye in ons lewens en ook oor hoe ons dit moet hanteer as gelowiges. Ons tema vandag, die berge op my lewenspad. Kom ons doen net eers 'n gebed saam. Here, as ons dan vandag fokus op die berge op ons lewenspad, dan wil ons sommer saam met die psalmdigter uitroep: Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? Dankie dat ons kan weet, my hulp kom van die Here. Die Here wat hemel en aarde gemaak het, die Here wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, die Here wat trou bly tot in ewigheid. Here, help dan vir ons vandag om ons oë te vestig op hierdie groot en wonderlike Here, groot, almagtige, liefdevolle Here, wat ook graag vir ons 'n helper wil wees en wat graag vir ons wil uitkoms bied. Help ons om U te vertrou en bou vanoggend ons geloofslewe. Versterk ons in die geloof. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons skriflesing, Numeri, hoofstuk 13, vers 1 tot 3 en dan ook vers 25 tot 30. Die Here het vir Moses gesê: Stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran-woestyn af uitgestuur. Vers 25. Nadat hulle die land 40 dae lank verken het, het hulle teruggegaan. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: Ons het in die land gekom waarheen U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing, en hier is van die vrugte, hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak, reëse, daar gesien. Vers 30. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê: Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Ons lees tot sover. Liewe broer en suster en liewe vriende, almal van ons ken waarskynlik die spreekwoord dat iets soos 'n berg voor ons lê. Bedoelende daarmee een of ander baie moeilike situasie of uitdaging waarvoor ons nie regtig kan sien nie, of dalk lus is voor nie. Dit lê soos 'n berg voor ons. Vriende, die lewe het mos maar die manier om soms sulke berge voor ons te kom neersit. En almal van ons kry maar soms sulke uitermate probleemsituasies of onaangename situasies wat soos berge voor ons kom lê. En dan weet ons gewoonlik nie hoe om oor hierdie berge te kom nie. En dit het my laat dink aan die tyd toe ek nog wetvlugduwe aangehou het, en ek een Saterdagoggend 'n span duwe vir 'n oefenvlug op Kleinmond gelos het, om dan terug te vlieg na hulle hok op Robertson. Wat vir my baie interessant van hierdie oefenvlug was, is dat die duwe nie geweet het hoe om anderkant Kleinmond se berg te kom nie. Julle wat Kleinmond ken, sal weet dat die berg al langs die see loop, al langs die kus, en alhoewel die duwe waarskynlik gou geweet het in watter rigting Robertson lê, het die berg hulle vlug bemoeilik. Want sien vriende, daar was vir hulle geen kloofie of deurkomplek, sou mens kon sê, waardeur hulle kon gaan deur die berg nie. Normaalweg soek wetvlugduwe na 'n kloofie
of 'n poort waardeur hulle kan vlieg, want al kan duwe baie hoog vlieg, vlieg hulle nie sommer bo oor 'n berg nie. En daardie oggend kon hulle nie 'n deurkomplek kry nie. En hulle het baie lank, ongeveer 'n halfuur lank, heen en weer aan die voetenend van die berg gevlieg, totdat hulle tot my ontsteltenis koers gekies het Kaapse kant toe, Betty's Baai se kant toe, en so het hulle met 'n lang ompad al om die berg Robertson toe teruggevlieg, en baie laatmiddag eers op Robertson aangekom. Vriende, net soos 'n wetvlugduif, moet ek en jy ook van tyd tot tyd berge op ons lewensreis trotseer. En net soos my duwe teen Kleinmond se berg gesukkel het, weet ons ook nie altyd hoe om anderkant die berg te kom nie. Ook ons sien dikwels geen deurkomplek nie, en dan raak ons benoud en paniekbevange terwyl ons in die grootheid van die berg vaskyk. In ons teksgedeelte moes die volk Israel ook 'n Tamai berg aandurf. Ons ken waarskynlik almal die geskiedenis, hoe dat die Israeliete graag die beloofde land wou binnegaan, maar ook hulle het nie geweet hoe hulle dit gaan regkry nie. Want die inwoners van Kanaan was fisies baie groot en sterk, en die stede was ook omring met versterkte mure. Kortom, die verowering van die land Kanaan het soos 'n berg voor die Israeliete gelê, en die groot meerderheid verkenners wat uitgestuur is om te gaan kyk, hulle het in hierdie berg bly vaskyk, en het geen deurkomplek gesien nie. Maar daar was ook twee van die verkenners, naamlik Caleb en Josia, mense wat met ander oë gekyk het, met 'n geloofsoog gekyk het, en daarom het hulle kans gesien om oor die berg te kom. Luister 'n bietjie, hoe stel hulle dit in Numeri 13 vers 30, die woorde van Caleb. Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Sonder enige twyfel die dapper woorde van geloof. Josia en Caleb het net soos die ander verkenners ook besef dat dit moeilik gaan wees, dat daar 'n berg voor hulle lê. Maar hulle het met geloofsoë gekyk. En daarom het hulle geweet dat hulle met God se hulp hierdie berg sal kan aanpak en kan oorwin. Vriende, ek het aan die begin gesê dat ons almal soms met berge op die lewenspad te doen kry. Situasies wat onoorkomelik lyk en wat ons baie kan ontmoedig. En dit kan natuurlik verskillende dinge wees wat vir ons soos berge lyk. Vir die Israeliete was dit 'n moeilike vesting wat hulle moes gaan inneem. Reusagtige soldate waarteen hulle moes gaan veg, en hoë versterkte mure wat hulle moes oor. Ons berge is heeltemal ander dinge. Vir ons sal dit heel waarskynlik dinge wees soos groot finansiële uitdagings, krisisse op finansiële gebied, of dalk groot krisisse op wat ons werk betref, werksprobleme, of ernstige siekte, of dalk die afsterwe van 'n geliefde, een of ander ramp of krisis waarvoor ons net nie kans sien nie, en wat ons ook baie angstig en baie moedeloos kan maak. Maar vriende, nou wil die Here graag hê dat ons moet moed skep, en dat ons nie moet terugdeins wanneer ons teen sulke berge vasloop nie. Die woord van God wil as te ware vir ons vandag 'n strategie van oorwinning oor die berge op ons lewenspad kom gee. Nommer 1, is dit nodig dat ons ook soos 'n Caleb en 'n Josia na ons berge sal kyk en sal weet dat dit nie onoorkomelik is nie, en dat ons oorwinning daaroor sal kry. Caleb en Josia het gelowig gekyk, en hulle het geweet dat God hulle sal help, en dat God hulle nie in die steek sal laat nie. Daarom dat Josia vol vertroue net in die volgende hoofstuk kon sê, die Here is by ons, moenie vir hulle bang wees nie. Numeri 14, vers 9. Caleb en Josia het geweet dat al het daar 'n enorme uitdaging voor hulle,
dat hulle sal oorwin. Hulle geloof was groter as hulle probleem. Hulle het dieselfde geloofsaanslag gehad as koning Dawid, toe hy baie later jare in Psalm 18 geskryf het. Met u hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Spring ek oor 'n muur, Psalm 18 vers 30. Caleb en Josia het geweet dat al is hulle probleem groot, dat hulle God nog veel groter is. En dat hulle saam met hom in staat sal wees om oor die berg te kom en die land Kanaan in besit te neem. So vriende, wat ons almal vandag nodig het, is om deur die geloof te weet dat ons God groter is as enige probleem. Maar meer nog, ook dat hy ons kan help en wil help om die berge op ons lewenspad te oorwin. In Psalm 97 vers 5 lees ons hierdie treffende woorde. Berge smelt weg soos was voor die aangesig van die Here. Voor die aangesig van die Here van die hele aarde. Ons grote Here, vriende, kan ons grootste probleme met die grootste gemak hanteer. Ons berge sal soos was voor hom wegsmelt. Maar vriende, daarvoor sal ons ook moet leer om in die geloof met ons probleme na die Here toe te gaan en hom daarvoor te vertrou. Die Here kan ons help en die Here wil ons ook graag help. In Psalm 50 vers 15 onder meer nooi hy vir ons uit. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy sal my eer. In Psalm 46 vers 2 en 3 sê die Here, en is ewe treffend en daar's nog baie sulke tekste. Ewe treffend, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Vriende, hou in jou moeilike tye vas aan die Here. Volgens die beloftes van die Here se woord sal hy vir jou help en vir jou help om oor die grootste berge op jou lewenspad te kom, om dit te kan hanteer. Ek het nou vir ons 'n paar skrifte uit die Ou Testament aangehaal en ek sou nog baie meer kon aanhaal. Maar beweeg ons ook na die Nuwe Testament, dan word hierdie wonderlike en genadige hulp van die Here ook meermale aan ons bevestig. In die Nuwe Testament maak ons boonop die heerlike ontdekking dat ons deur 'n sterk geloof selfs in staat is om berge te versit. In Matteus 17 is Jesus aan die woord en dit gaan daaroor duiweluitdrywing wat die disippels nie kon regkry nie. En dan vra hulle vir Jesus, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Waarop Jesus vir hulle geantwoord het, omdat julle geloof te klein is. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die ander kant en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Met ander woorde, broer en suster, deur middel van 'n sterk geloof kan ek en jy berge verskuif. Berge wat hier waarskynlik metafories verstaan moet word, dat dit dui op die moeilikste situasies wat ons in staat sal wees om deur die geloof te kan hanteer. My liewe vriend en vriendin, dalk staan jy vanoggend onder in die vallei, by die voetenend van 'n berg wat voor jou lê. En dalk is jy bang vir die probleem of die probleme en die situasies wat soos berge voor jou lê. En dan wil ek graag vir jou sê dat jy as kind van God nie bang hoef te wees nie. Roep sy hulp in en gee jou berg aan die Here oor. Saam met God kan ons enige berg oorwin, want by hom is alle dinge moontlik. Deur ons gebede en deur ons geloof in ons Vader se hulp, die bystand van ons hemelse Vader, kan ons en sal ons oorwinnings behaal oor ons grootste
probleme. Maar dan moet ons leer om God te vertrou. Om die Here te vertrou vir die oplossing en die uitkoms. Net soos Caleb en Josua op God vertrou het, toe die Israeliete die land moes gaan inneem. Hulle het verseker ook nie geweet hoe gaan God dit doen nie, maar hulle het hom vertrou en geglo dat hy aan hulle die oorwinning gaan gee. En dis maar hoe geloof werk, broer en suster. Ons weet nie altyd wat die oplossing is nie. Ons weet nie altyd hoe ons ander kant die berg gaan kom nie, maar ons moet hom vertrou dat hy ons sal help en dat hy ons veilig ander kant sal bring. Saam met die Here, vriende, sal geen berg ons onderkry nie. Al sê baie mense soos daardie meerderheidsgroep van die verkenners, maar julle probleem is te groot, julle sal dit nooit reg kry nie. Kom ons leer vandag uit hierdie boodskap dat ons die Here maar met ons grootste probleme, met ons grootste krisisse kan vertrou en dat ons geduldig ook moet bly wag op sy ingryping en sy oplossings. En soms moet ons lank bly wag en soms verras die Here ons met spoedige en wonderbaarlike oplossings. Soms smelt hy die berge voor ons weg, sodat ons in absolute verwondering voor die Here moet staan. Ander kere lei hy vir ons op 'n voetpaadjie om die berg of dalk oor die berg. En soms breek die Here ook vir ons 'n kort pad, 'n tonnel deur die berg. En ja, soms wil die Here ook hê dat ons self met ons berge moet worstel en ons berge in die geloof en met autoriteit moet aanspreek, sodat ons nog sterker, dat ons kan help om nog sterker in ons geloofslewe te groei. Maar liewe vriende, watter roete die Here ook al kies om te gebruik, weet net dat die Here vir ons nooit in die steek sal laat nie. Daarom skep vandag moed en plaas jou volle vertroue in die Here. Mag die Here ons elkeen se geloof vandag versterk en mag ons op 'n heerlike wyse ervaar hoe dat hy vir ons in ons moeilikste omstandighede gaan deurkom en vir ons uitkoms gaan gee. Amen. Here, baie dankie dat U vandag vir ons wil kom bemoedig en dankie dat U vir ons vandag wil kom sê dat ons 'n God het op wie ons kan vertrou. 'n Groot en 'n wonderlike Here wat vir ons lief is en wat vir ons nooit in die steek sal laat nie. 'n Here wat ons ook graag wil help om oor die grootste berg te kom. Dankie Here daarvoor. Dankie dat U ons geloof wil kom versterk. En Here, dan moet ons in dieselfde asem vir U vra, vergewe ons, dat ons ook maar soms soos daardie meerderheidsgroep verkenners beangst staan, in twyfel en negatief is, dat ons ook maar, Here, soms in vrese leef en ons geloofsoog van U af weghaal en dink dat ons nooit ander kant die berg sal kan kom nie. Help dan vir ons om so te verander, Here, dat ons eerder soos 'n Caleb en 'n Josua sal word. Mense wat anders na ons berge kyk, mense wat met geloofsoë kyk en mense wat op U vertrou. Here, dankie dat U vir ons ook hierdie lesse in die Bybel laat opteken. En mag ons so verander, Vader, dat ons werklik mense sal wees, Here, wat positief ingestel is teenoor watter probleem die lewe ook al, watter berg die lewe ook al op ons lewenspad kom neersit. En dat ons sal weet, ons kan saam met U oorwinning kry. Ons gebed is dat U ons sal vrymaak, dat U vir ons sal verlos van ongeloof en klein geloof, en twyfel en vrese. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Liewe vriende, ons slotlied is die baie mooi en baie bemoedigende lied van Linda Randall, God on the Mountain. Geniet die lied, sing sommer lekker saam, en vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Staan sterk in die geloof
en mag jy die Here se heerlike vrede in jou lewe ervaar. Amen. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Oh, the God